Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons weet dat U die groot en almagtige God is, dat U die een is wat laaste sal bly staan in die stryd, dat U die oorwinnaar is, en Here, ons as swak, nietige sondaars het die voorreg dat ons ook U kinders kan wees. Here, ons het ook die voorreg dat ons weet dat ons in en deur U dan ook vrygekoop is van die sonde en oorwinnaars is in en deur Jesus Christus. En Here, daarom wil ons ook antwoord met lewens van dankbaarheid. Here, daarom wil ons vanmôre opnuut weer vra, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand. Maak ons ore oop, ons gedagtes skoon en helder. Here, gee dat ons werklik sal hoor en sal luister wat U vir ons wil sê, en dat ons dit ons eie sal maak en dit ook in ons lewens sal toepas, sal uitleef, sodat ons ook daardeur weer die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom aan U kan bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister, en ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing dan vanmôre uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11 tot en met 21. Ek lees vir ons saam vanaf vers 11. Paulus skryf: Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hom misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Net tot sover ons skriflesing. Ons teksverse vanmôre, verse 15 tot 17. Ek wil dit weer vir ons saam lees, hierdie 3 verse. Ons lees daar van vers 15 af. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is,
is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie is die eerste Sondag van 2026 en baie van ons hoop om in hierdie nuwe jaar dan ook 'n nuwe begin te maak. Maar ons het reeds gehoor in die nuwe jaar spreek dat dit nie die oorgang van een dag na 'n ander is of een jaar na 'n ander is wat verandering kan of sal bring nie, maar alleenlik Jesus Christus. Daar is egter vir ons goeie nuus. Elke nuwe dag wat God uit sy groot genade aan ons lewens toevoeg, is 'n nuwe geleentheid en 'n nuwe kans om ten spyte van al die swaar en die moeilike omstandighede wat ons deurmaak en wat nie donderdag aand om middernag skielik met die begin van die nuwe jaar verdwyn het nie, maar tog van vooraf kan ons begin en ons kan ons sondes agter ons los, ons kan daaruit opstaan en van hier af verder kan ons vir God leef en daarom sê ek, is elke nuwe dag vir ons 'n nuwe geleentheid. In vers 11 sê Paulus, omdat hulle die vrees van die Here ken, daarom uiteindelik wil hulle die evangelie aan mense verkondig. Daarom, soos hy hier skryf, probeer hulle om mense te oortuig. Maar hy sê ook, God ken hulle harte, God ken hulle gewetens en daarom is hy ook verseker dat die Heilige Gees, wat ook ons harte en ons gewetens ken, in elkeen se hart sal werk. Maar Paulus sê hier dat dit is omdat hulle die vrees van die Here ken. En ek wil hê dat ons vanmôre moet begin deur die vraag te vra, wat is die vrees van die Here? Hoekom is Paulus hulle besig om hulle lewens konstant in gevaar te stel, om die wêreld deur te toer, wil ek amper sê, en die evangelie oral te verkondig waar hulle kom? Wat is die vrees van die Here? Nou, die wyse Salomo sê in Spreuke 9 vers 10, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. So wat is die vrees van die Here? Dis die beginsel van die wysheid en die kennis van die Heilige is verstand. So as Paulus hier sê dat hulle dit doen omdat hulle die vrees van die Here het of ken, dan beteken dit omdat hulle ook wysheid van God ontvang het. Hulle is bereid om hulle self in hierdie gevare te stel, ja selfs tot die dood toe, want hulle weet, Christus het gesterf en hy het oorwin. Hulle twyfel nie daaraan nie. Hulle het hom gesien voordat hy die disippels, voordat hy gekruisig is. Hulle was vir 3 jaar saam met hom en daarna het hulle hom ook weer gesien nadat hy uit die dood uit opgestaan het. En dit is uiteindelik die geloof wat hulle het en daarom het die Heilige Gees vir hulle die wysheid gegee, sodat hulle nou ook almal wil oortuig van hierdie waarheid. Nou, as ons hierdie nuwe jaar in die oë moet kyk, is ons dalk moedeloos. Ons weet nie hoe ons aan die ander kant gaan uitkom nie. Dit lyk dalk vir ons diep en donker. Die omstandighede waarin ons onsself bevind, lyk dalk vir ons onmoontlik. Paulus skryf in 'n sekere sin ook met so 'n moedeloosheid. Ek sal nie sê hy skryf in moedeloosheid nie, maar die uiteindelike realiteit van sy dag is daar, genoeg om enige mens moedeloos te maak. En hier sien ons en ons stel maar die drade op van wat Paulus skryf, maar Paulus skryf hier aan die gemeente in Korinte. En dis nog soos hulle in Engels sê, early days. Die kerk is nog skaars gevestig en die probleme steek al reeds kop uit. Daar is faksies, daar's tweespalt, daar's dwaalleraars wat vir hulle eie voordeel mense verlei en die woord verdraai om hulle self te verryk.
en die mense is verward. Hulle weet nie meer wie om te glo en wat om te glo nie. En daarom sien ons dat Paulus homself as te ware hier aan die begin tussen verse 11 en 14 moet verdedig. Dis asof hy in 'n geveg is teen die dwaalleraars en die valse profete wat sê moenie vir Paulus glo nie, glo vir ons. So dis 'n stryd wat Paulus hier het en dit is nou nog ten spyte van al die swaar en die moeilike omstandighede, die feit dat hy in die tronk is, dat hy gestenig word, dat die skippe waarop hy was gesink het en so kan ons uiteindelik aangaan. So ten spyte van dit alles is dit hierdie bekommernisse wat Paulus uiteindelik dan ook het. En ek dink dat vandag nog het ons dieselfde tipe probleme as wat Paulus het. Ons het ook dwaalleraars in die kerk, ons het mense wat die woord verdraai, mense wat vir mammon jaag, wat agter geld aan is en wat hulle self net wil verryk. En dit ten spyte van al die swaar, die siekte, die hartseer en die pyn wat ons in hierdie lewe uiteindelik op 'n daaglikse basis beleef. Maar Paulus los nie maar alles nie. Hy gooi nie 'n handdoek in en sê ons het verloor en dis nou te veel en is dit te de mekaar verwarring, kom ons los maar alles nie. Nee. Hy sê in vers 12, dit gaan nie vir ons oor die geld en oor mammon en hoe ons uiterlik lyk nie. As ons mooi kyk na vers 12, dis wat Paulus sê. En dan in vers 13 sê hy, die mense van die wêreld mag dalk sê, ons is mal, ons is uitsinnig. Maar as hulle dit dan sê, dan is dit ook tot eer van God. En dan sê hy uiteindelik in vers 14, dan sê hy dat die liefde van Christus is die ding wat hulle dring om aan te hou, om die goeie werk wat hulle doen, uiteindelik te doen en die evangelie te bly verkondig. En so ook behoort die liefde van Christus wat ons deur hierdie Kerstyd wat verby is ook gehoor het van. Behoort daardie liefde wat Christus teenoor ons het, ons wat nie sy liefde verdien nie, behoort dit ook daardie liefde te wees wat ons ook dring om aan te hou. En dan in 'n sekere sin, dan beskryf Paulus hoe daardie liefde van Christus lyk, hier vanaf vers 15 af verder. Hier sien ons in ons eerste teksvers, vers 15, dat ons kry hierdie gedagte van een vir almal en almal vir een. En dit vertel vir ons van Christus se liefde. Ek wil sê ten spyte daarvan dat ons nie vir Christus was nie, ten spyte daarvan dat ons in ons sonde is, dat ons as gevolg van ons sonde vyande van God is, het Christus ons so lief dat hy nog steeds vir ons aan die kruis gesterf het. Nou, baie lank nadat Paulus dit in die Bybel geskryf het die skrywer Alexander Dumas die konsep van een vir almal en almal vir een in sy boek oor die 3 musketiers in 1844 natuurlik ook weer sterk beklemtoon. Baie van ons ken dit dalk beter uit die kinderverhaal van Brackenjan en die 3 musketiers. Nou, Brackenjan en die 3 musketiers, soos wat die geskiedenisboeke ook, of ten minste soos wat Alexander Dumas se verhaal oor die 3 musketiers het vir ons beskryf, het baie gereeld hulle swaarde in die lug gesteek en het gekruis en dan uitgeroep een vir almal en almal vir een, om daarmee natuurlik hulle solidariteit en eenheid en eensgesindheid met mekaar te bevestig en as te ware te sê dat hulle bereid is om vir mekaar te veg tot die dood toe. Dit is in 'n sekere sin ook wat vers 15 vir ons leer oor ons Here Jesus Christus, soos ek gesê het, ten spyte daarvan dat ons nie sy kamerade was nie, maar sy vyande was en is as gevolg van die sonde, is hy nog steeds bereid om vir ons te sterf. Maar deur sy sterwe, deur sy oorwinning oor die dood, stort hy die Heilige Gees uit, maak hy dit vir ons moontlik om uiteindelik sy kamerade te word, om sy vennote as te ware te word. Romeine 6 sê presies dieselfde, maar in so 'n bietjie ander woorde. Ek wil vir ons lees Romeine 6 verse 3 tot 9. Ons lees daar, dis ook Paulus wat skryf, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie.
Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. So ook hier sien ons dat Jesus vir ons gesterf en vir ons oorwin het, sodat ons nie meer slawe van die sonde en die ewige dood is nie, maar sodat ons vry kan wees, nuwe skepsele in en deur Jesus Christus. En dit is eintlik wat Paulus vir die gemeente in Korinthe sê, as ons mooi lees, aan die begin van vers 12, sê hy eintlik, ten spyte van die deurmekaar verwarring, al die dwaalleraars wat daar is, ten spyte van die feit dat ek eintlik eers myself moet verdedig by julle voordat ek vir julle die evangelie gee. Miskien kan ons vandag sê, ten spyte van al die swaar en die moeilike omstandighede, ten spyte van al die deurmekaar wat ook ons beleef, ten spyte van alles, sê Paulus, het ons nie nodig om ons voor die wêreld te verdedig nie. Hy gebruik die woorde, ons het nie nodig om, of ons beveel ons nie weer by julle aan nie. Dis die woorde wat hy gebruik. Maar Paulus sê, omdat die een met 'n hoofletter, naamlik Jesus Christus, vir ons gesterf het en oorwin het, weet ons die almal met 'n klein lettertjie, dat ons as te ware ook gesterf en oorwin het. En daarom is ons nie bang om te sterf vir ons sondes nie. Daarom hoef ons nie ons lewens as Christene by die wêreld te verdedig nie. Maar die liefde van Christus dring ons, omdat hy vir ons gesterf het, om nou ook vir hom te lewe. Want dis nie net een vir almal nie. Die liefde van Christus dring ons om ook te sê, en almal vir een. Nou leef ons vir Christus en daarom getuig ons lewens dat ons die ware evangelie verkondig, nie vir eie gewin of eie roem nie, en al sê die wêreld ook ons is mal, nogtans doen ons dit, want die een Jesus Christus is vir ons, en dit is vir ons genoeg. En dit is die wonderlike, dis wat Paulus vir die gemeente in Korinthe skryf, maar dit moet ook waar wees van ons vandag. Ten spyte van die swaar, die moeilik, ten spyte dat die wêreld ons spot en ons mal noem omdat ons Christene is, moet ons nie ophou nie, maar Christus se liefde moet ons dring om aan te hou, om goeie werke uit dankbaarheid te doen en die evangelie van die versoening uiteindelik te verkondig, soos ons nou ook verder sal hoor. En juist daarom, omdat Christus se liefde ons dring, daarom gee ons nie moed op nie, maar omdat ons weet, hy is vir ons en hy is by ons. Daarom kan hierdie nuwe jaar maar ook kom. Daarom kan ons hierdie nuwe jaar in die oë kyk, ten spyte van die swaar en die moeilike wat nie weggegaan het nie. Maar ons kan elke nuwe dag sien as 'n nuwe geleentheid om tot eer van God te leef. En dit omdat God in en deur Jesus Christus vir ons gesterf en vir ons oorwin het, en ons daarom ook oorwinnaars is, in en deur Jesus Christus. En daarom maak nie saak wat gebeur nie, kan ons uiteindelik die wêreld in die oë kyk en gee ons nie moed op nie. Omdat ons weet, Jesus het ons verlos. Nou, wat beteken dit dat Jesus ons verlos het? In vers 16, wat ons gelees het, wat ons tweede teksvers is, lees ons uiteindelik, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. So dit beteken dat ons met nuwe oë na die wêreld moet kyk. Dit is wat dit beteken dat ons verlos is. Dit beteken dat ons moet leef, omdat ons weet, dit is 'n feit, dis 'n werklikheid,
dat Christus vir ons oorwin het. Daarom bly ons nie lê en laat ons toe dat die wêreld ons onderkry, maar daarom staan ons op uit ons sondes uit en leef ons nou voluit vir God. En dit is wat dit beteken dat Jesus ons verlos het. Hy het vir ons 'n geleentheid gegee om op te staan uit die sonde uit, om vir hom te lewe, omdat ons uiteindelik gedring word deur die liefde van Christus, omdat ons nie anders kan nie, omdat die Heilige Gees in ons harte bly. Maar verder ook, vers 17 is ook baie belangrik, en ek wil hê dat ons vanmôre vir vers 17 stukkie vir stukkie uit mekaar uit moet trek, om te kyk presies wat die woorde van vers 17 ook vir ons sê. In vers 17 word daar vir ons gewys op 'n paar onuitputbare feite oor ons as gelowiges se verlossing. Nou die eerste feit wat ons sien dat die gelowige se sekuriteit is in Christus. Jesus het vir ons gesterf. Jesus het aan sy liggaam vir ons die toorn en die straf gedra wat ons as gevolg van ons sondes verdien. En ons weet ons sondes is nou vergewe. Daarom moet ons die skakels wat reeds oop is van die boeye van die sonde en van die ewige dood agter ons laat. En ons moet opkyk en op die smaalweg met die oë gefestig op Jesus bly loop, sodat ons uiteindelik kan ingaan deur die nou poort. Nie meer met die boei van die sonde om ons enkels nie, maar daardie skakel is oopgesluit deur Christus se versoenende, verlossende werk vir ons, en daarom is ons nou vry om op die weg van Christus, agter Christus aan, tot sy eer uiteindelik te loop. Die tweede ding wat ons sien in vers 17, is ons sien die gelowige se aanvaarding of geloof in Christus as middelaar, is uiteindelik ook bevestig deur die Heilige Gees. Die enigste een wat vir God tevrede kon stel, was Jesus Christus self, en daarom het God sy seun gestuur om vir ons te kom sterf en vir ons te kom oorwin. En die Heilige Gees werk die geloof in ons, dat dit die waarheid is. Ons weet dit, ons twyfel nie daaraan nie. En daarom is Jesus die een wat vir ons almal gesterf en oorwin het. Maar derdens sien ons dan ook dat ons as gelowiges se toekoms is ook verseker, en ons het ook die versekering in ons toekoms in Christus, wat die opstanding is tot die ewige lewe. Ons weet hy kom weer om ons te kom haal. Die wêreld se swaar kry, weet ons, is maar vir 'n kort tydjie in vergelyking met die ewige vreugde wat uiteindelik in die ewige lewe op ons wag. En daarom hou ons oë gefestig op Jesus. Ons gee nie moed op nie en ons bly die reguit pad loop. En dan vierdens sien ons in vers 17 dat die gelowige se toekoms is 'n toekomstige versekering en waarborg van ons erfenis, weet ons ook is in die hemel. Ja, ons kan weet daar is ook vir ons 'n beloning wat wag in die hemel. Ons het 'n erfenis. En dan laastens vyftens sien ons uit vers 17 uit iets wat dalk bietjie snaaks op die oor klink, maar die gelowige se deelname in die goddelike natuur van Christus is ook iets waarvoor hy vir ons die krag sal gee deur sy Heilige Gees en deur sy woord. Nou in 2 Petrus 1 vers 3 tot 4 word dieselfde 5de punt vir ons so beskryf. Petrus skryf: immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. So wat sê dit anderster as Christus het ons nuut gemaak. Nou het ons deel aan sy goddelike natuur. Nou word ons gedring deur sy liefde om uiteindelik ook sy voorbeeld te volg en die evangelie van versoening, van sy versoening en van sy verlossing uiteindelik te verkondig. As iemand, nou wil ek hê ons moet kyk na
na die 3 gedeeltes van hierdie vers 17. En die eerste gedeelte sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Nou dit wys vir ons daarop dat ons sondes afgewas is deur die bloed van Christus. En hy is die plaasvervangende, versoenende offerlam wat ons verlos het. Hy het homself vir ons aan die kruis geoffer, want dit is een vir almal. Christus het vir ons almal se sondes betaal, gesterf en ook vir ons oorwin deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan. Daarom een vir almal, soos een vir almal gesterf het, sê Paulus. Efesiërs 2 verse 1 tot 5 sê eintlik dieselfde ding, maar net in ander woorde. Ek wil dit ook vir ons lees. Ons lees daar, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeertlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, maar nou het ons die goddelike natuur gekry. Maar nou sê vers 4 van Efesiërs 2 verder, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groter liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. So weer eens, God se liefde dring ons uiteindelik om vir hom te leef, om nie moed op te gee nie, maar om in hierdie nuwe gebore lewe as wedergeborenes uiteindelik op te staan en vir hom te lewe. God sien nie meer ons sondes nie, maar deur Jesus is ons nuwe skepsel, skoon gewas en sondeloos voor God. Dit is die wonderlike. En dan sien ons in die volgende woorde van vers 17, die ou dinge is verby. Nou dit wys vir ons daarop dat na ons wedergebore kinders van God geword het, die ou lewe en die ou dinge van die sonde verby is. Ons maak 'n 180 grade u-draai en ons leef nou vir God alleen tot sy eer. Ons waardesisteme, ons prioriteite, ons fokus, ons liefdes, ons planne is nou alles nuut. Dit gaan nie meer oor onsself, oor ons eie belang nie, maar dit gaan nou, en die doel daarvan is nou om God te eer en te verheerlik uit dankbaarheid, juis omdat ons besef dat hy ons nuut gemaak het en vir ons 'n nuwe begin gegee het. Nou, dit beteken nie dat die sonde en die bose nou heeltemal weg is en ons nooit meer in ons lewens daarmee te doen gaan kry nie. Maar dit beteken nou sien ons hulle in 'n ander lig. So hoe sien ons nou die sonde en die bose van hierdie wêreld? Ons sien dit nou as die vyand wat verslaan is en nie meer as ons baas en die boeye van gevangenskap wat ons terughou nie. Want Christus het ons vrygekoop van die slawebande van die sonde en die ewige dood, sodat ons nou as vrygekooptes vir God kan leef. En dan die laaste gedeelte van vers 17 sê, alles het nuut geword. Nou wat beteken dit? Die Grieks hier dui daarop dat hierdie nuutheid 'n aanhoudende, voortdurende feit, realiteit is vir ons as gelowiges. Anders gesê, wil ek sê dit beteken dat die Heilige Gees voortdurend in ons harte bly werk en ook ons dring tot dankbaarheid en 'n lewe van goeie werke tot eer van God. Of soos Jakobus dit stel, 'n geloof werk die Heilige Gees in ons harte wat uiteindelik bewys word deur die goeie werke, deur die goeie vrugte wat ons uiteindelik voortbring. Ek wil ook hê dat ons van nader na vers 18 moet kyk. Vers 18 is as te ware 'n opsomming van alles wat ons ook gehoor het, maar ook kernagtig in 'n sekere sin van die hele Bybel. Nou in vers 18 het ons gelees die woordjie bediening. Vers 18 lees ons, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Nou hierdie woordjie bediening is natuurlik
afgelei van 'n dienskneg of 'n kelner wat 'n tafel bedien, wat kos bedien en dit waarskynlik ook gemaak het sodat die wat dit eet nuwe krag kan kry. In hierdie geval nuwe krag omdat ons weet ons is nie alleen nie, maar God is met ons. Hy is Immanuel en sy woord, die Bybel, is daardie krag. As ons sy woord lees, sien ons daarin ons hoef onsself nie te red nie, want ons sou nie kon nie, maar hy het ons gered uit sy genade alleen. Die vraag is dan hoe het hy ons gered? Die eerste deel van vers 19 wys vir ons, soos wat vers 18 dit eintlik al reeds gesê het, dat dit genade alleen is. Ons sondes moet eintlik toegereken word. Ons verdien die hel, maar omdat Jesus die straf in ons plek kom dra het, is dit vir ons nie toegereken nie. En dit is genade. So hoe het Jesus dit vir ons gedoen? Hoe het hy ons gered? Uit genade alleen. Maar hoe behoort ons dan te reageer? En dit is die vraag. Vers 19 en vers 20 en verder wys vir ons daarop. Vers 19, daar sien ons eerstens, ons moet die woord van die versoening wat aan ons toevertrou is. En terloops, dis 'n groot voorreg dat hierdie woord aan elkeen van ons toevertrou is. Maar hierdie woord van versoening, hierdie bediening van die versoening, moet ons ook aan ander bedien, omdat Jesus vir ons die voorbeeld was. Hy het sy disippels se voete gewas en daarom moet ons ook bereid wees om mekaar te bedien, om mekaar se voete te was. Al verdien die ander party dit nie, want dit is ook almal vir een. Jesus het vir ons gesterf, een vir almal, en nou antwoord ons ook almal vir een. En die wonderlike is, dit is nie 'n valse woord soos die dwaalleraars en die wat die woord verdraai en dit wat die wêreld sê nie. Maar hierdie woord wat ons bedien, dit wat die Heilige Gees in ons harte bevestig, dit wat ons die voorreg van het om in sy woord, die Bybel, te hê. Hierdie woord is die waarheid van God. En daarom sal die Heilige Gees ook dit in mense se harte bevestig. En dis hoekom Paulus daar aan die begin gesê het in vers 12, ons het nie nodig om onsself weer aan te beveel nie. Hoekom? Want God is vir ons. Die Heilige Gees werk in mense se harte en daarom sal hy ook die waarheid by julle bevestig. Maar dan verder sien ons tweedens, as ons hierdie vraag vra, hoe behoort ons te reageer, sien ons in vers 20, tweedens, ons moet optree as gesandte van Christus. Met ander woorde, ons moet beelddraers van Christus, wat vir God verteenwoordig by die wêreld wees. En as ons dit wil doen, moet ons leef soos wat Christus geleef het. Ons moet sy voorbeeld volg en ons moet ook doen wat hy van ons vra in sy woord. Derdens sien ons nog steeds in vers 20, ons moet vermaan. Dit moet wees, sê Paulus hier, asof God deur ons vermaan, sê vers 20. So, as die wêreld sê, moenie my judge nie, moenie my oordeel nie, dan sê ons nee. Ons moet die sonde oordeel en uitwys, omdat ons vir die sondaar, ons naaste, lief is, sodat hy of sy nie by die oordeelsdag veroordeel word nie. Vierdens sien ons moet aanhou bid, dat mense hulle met God sal versoen, dat mense nie vir God sal kwaad wees en vir God sal verwyd nie, maar dat mense sal besef, die sonde het gevolge, en dat hulle daarom tot bekering sal kom, en hulle sonde sal bely en laat staan, sodat hulle met God versoen, herenig of verenig kan word, omdat God ons in en deur Jesus Christus reeds met die Vader versoen het, toe Jesus ons geregtig gemaak het voor God, deur ons ongeregtigheid op hom te neem aan die kruis, toe hy vir ons sondes aan die kruis gesterf en ook vir ons oorwin het, soos wat ons ook hier in 2 Korintiërs 5 vers 21 ons laaste vers sien. So as afsluiting, mag hierdie wete van wie ons is in en deur Christus, dat hy vir ons is, dat hy met ons is, dat hy vir ons die krag sal gee en dat hy ons ook roep met 'n spesifieke taak om hierdie bediening van die versoening deur sy krag te verkondig. Dat hy vir ons die geleentheid gee om
van vooraf te begin, ons sondes te laat staan en op te staan uit ons sonde uit, om 'n nuwe begin te maak, mag hierdie wete, saam met die liefde van Christus wat ons dring, vir ons opnuut in hierdie nuwe jaar aanspoor, om tot eer van God te leef, met die wete dat God is vir ons, hy is altyd by ons is nie alleen nie, en as ons werklik kyk en ons fokus reg instel, sal ons dit besef en sal ons sien dat maak nie saak wat gebeur nie. God is die almagtige God, hy is in beheer, hy is die koning van die konings en hy sal vir ons krag gee, hy sal vir ons die vermoë gee om ook sy wil uit te voer en te leef tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam, omdat die lof en die eer en die heerlikheid hom toekom tot in alle ewigheid. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons kan weet dat ten spyte daarvan dat ons op ons eie tot niks in staat is nie, dat ons swak, nietig en sondig is, ja selfs vyande van U is van wie ons sonde, dat U ons so lief gehad het, dat Jesus Christus vir ons kom sterf het, dat hy wat sondeloos was, sonde in ons plek geword het, en die straf wat ons verdien, namens ons aan die kruis verdra het, dat hy ons skoon gewas het van ons sonde, en dat hy vir ons ook die ewige dood, soos die sonde en die krag van die duiwel verslaan het, deur op die derde dag uit die doodheid op te staan. Here, gee dat ons sal besef dat die slawebande, die boeye van die sondige wêreld, die duiwel, die ewige dood vir ons oopgesluit is. Dat ons nie meer sal leef asof dit ons terughou nie, maar dat ons sal opstaan en van hier af ook in hierdie nuwe jaar met nuwe hoop, nuwe krag en nuwe moed voluit tot eer van U naam sal lewe. Nou Here, U ken elkeen van ons omstandighede, U weet van elkeen van ons wat siek is, elkeen wat moeilike omstandighede deurmaak, en Here, ons wil vra, wees daar vir ons, versterk ons met hierdie wete, dat U is by ons, U is vir ons, en daarom stel U ons ook in staat om ook vir U te wees, en ook vir mekaar te wees. En daar wil ons ook vra, Here, lei ons en rig ons deur alles, en gee dat ons werklik in hierdie nuwe jaar ook ons oë op U gefestig sal hou, en werklik alles wat ons doen, sal doen tot eer van U naam. Dit vra ons en bid ons alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.